Goeienaand allemaal. Dankie vir die kom, welkom. Welkom aan die kindertjies. Die kindertjies, welkom. Dankie vir die huiswerk wat wel ingestuur is. Ja, ek het so mis Ek weet maar wie stuur in en wie stuur nie in nie, so. Ek moet maar my oë so laat dwaal. Ek weet, die siekte het die hele dorp bietjie lam gehad die week. So dankie vir die moeite wat julle ingesit het om wel die take in te stuur. Ek dink ek het almal se punte teruggestuur. Ek weet nie, as ek nog nie het, dan sal ek dit doen. Ons gaan vandag begin met lesing 4 van module 1. Is die laaste lesing in hierdie module. Nou die module 1 het gaan maar net oor die oorsig oor Deuteronomium. So kom ons begin en ons sluit eers ons oë. Almagtige God, dankie dat ons weer eens vanaand in gesondheid voor die aangesig kan kom stil raak. Mag ons al die week se geraas op sy skuif. Dat ons kan hoor wat U vanaand vir ons wil sê. Ek vra dat U ons harte sal open om te ontvang, ons ore om te hoor en ons verstand om te verstaan. Aan U al die eer, al die heerlikheid. Amen. So kom ons begin. Ons het verlede week het ons so 'n bietjie geraak aan die verbond wat Abraham met Abimelech gesluit het, so ook sy seun. En ons het 'n bietjie gaan kyk na kontrakte. Hierdie week gaan ons bietjie meer kyk na wat kom in 'n vredesverbond. So dit hoef nie presies in hierdie volgorde te wees nie, maar dit is basies waaroor dit gaan. So as ons gaan, heel eerste gaan ons nou kyk vir 'n inleiding. So die inleiding gaan byvoorbeeld bevat 'n ding soos tyd, wat ons ook gesê het in 'n kontrak is. Wanneer is die kontrak gesluit? So 'n datum. Dan ook 'n plek. Ons onderteken gewoonlik getekende. Dan skryf ons 'n dorp se naam daarby. En dan die betrokke partye. Enige kontrak begin, dis die party en dis die ander party. Dan die volgende punt daar is, dit is nou by die vredesverbond. Nie by ons gewone standaard kontrak nie. So by 'n vredesverbond is daar 'n historiese proloog. Nou dit is 'n verhaal of 'n vertelling wat verduidelik hoe het ons gekom tot op hierdie punt. Wat het veroorsaak dat ons op 'n punt moes kom waar ons 'n verbond met mekaar moes sluit? Iets moes skeef geloop het, of daar moes wrywing gewees het, of daar's dalk nuwe omstandighede. So as ek trek van die een huis na 'n ander huis toe, dan kan ek die ou kontrak gebruik by die nuwe omstandighede. Of as ek by die werk was en daar het wrywing ontstaan, maar daar was nie 'n klousule gewees in my kontrak nie, dan gaan ons 'n nuwe klousule dalk inbring. So daar moet iets wees wat nou gaan aanleiding gee. Wat het veroorsaak dat ons op hierdie punt moes kom? Want ons het nie noodwendig 'n kontrak nodig gehad nie. 'n Man en vrou wanneer hulle by mekaar kom vir 'n huwelikskontrak, voordat hulle mekaar ontmoet het, kon hulle nie minder worry oor wat met die ander ene gebeur het nie. Voordat ek vir Francina ontmoet het, ek ge-worry wat met haar gebeur het. Sy kan maar hoe laat by die huis kom. Hulle kan doen met haar wat sy wil. Sy kan doen wat sy wil. Ek het nooit ge-worry nie. Maar totdat ons paaie gekruis het, toe raak ons ewe skielik besorg oor die ander persoon. Nou maak dit saak, waar loop sy rond? Nou maak dit saak, is sy veilig? Hoekom is sy nog nie by die huis nie? So dit is, daar iets aanleiding gegee, ons paaie het gekruis met mekaar ontmoet, ons het verlief geraak, dit was die rede. So dan kom ons voor die kansel, en ons bely daar die oortuiging wat ons het, hoekom? Ons wil trou. Dan die derde punt, of 'n derde punt, nie noodwendig die derde punt nie, gaan die bepalinge, die voorwaardes of die reëls wees. So eerstens gaan daar algemene reëls wees, en dan gaan daar dalk spesifieke bepalings wees. En dit gaan na albei partye toe kan gaan.
So daar gaan, as dit by 'n werkskontrak is, gaan spesifiek of algemene bepalings gewees, die tye wat jy gaan inkom. Want almal kom dieselfde tye in. Maar as daar dalk iets is wat op net van my van toepassing is, wat nie noodwendig op die hele groep in totaal is nie, dan gaan daai spesifieke bepalings inkom. Dan 'n vierde punt, het ek nou daar geskryf oor die voordele en die nagevolge. Dit kan, by sekere kontrakte is dit nou die tugprosedures wat gevolg word, of die dissiplinêre prosedures, as jy 'n fout maak. Dan voordele kan ook wees, wanneer jy jou werk reg doen, is daar dalk 'n bonus betaalbaar. As ek mooi kyk na my vrou in die huwelik, mag ek dalk 'n ekstra suiker in my koffie kry, of 'n swinkie. Nagevolge is, koue skouer, koue kos, vuil klere. So daar is hierdie ding, al het ons dit nou nie so uiteengesit in 'n huwelikskontrak nie. Daai goed kom so half van self. En ons albei kom na die tafel toe met ons eie verwagting. Enige kontrak het jy jou eie verwagtinge. En dis wanneer my verwagtinge nie daar neergestipuleer is wanneer daar wrywing is. En dis gewoonlik waar ons dan moet gaan sit en gesels. In plaas van om weg te dryf van mekaar. Selfs met die werkgewer. As ek ongelukkig is met die werkgewer, in plaas daarvan om met hom te gaan gesels, doen ek my werk minder, ek kom later. Ek is never mind. Tot op 'n punt waar hy gaan sê, maar okay, ek moet jou nou maar eintlik laat gaan. Waar ons in die begin het kon dalk gesels het en dit uitgeklaar het. En dan 'n vyfde punt is die getuies. En dis tog die belangrikste. Dit is waarop jy terugval wanneer die twee hoofpartye gaan stry. Want ons het gesê, nee, maar dit staan nie in die kontrak nie. Of jy het nie gesê dit is wat jy bedoel nie. En dan is jou getuies belangrik om te sê, maar dit is wat gesê was. Want nie alles gaan neergeskryf word nie. So die getuies is baie belangrik. Met enigiets. Ons weet ook, vir alles wat by geld kom, finansies, geld moet nooit deur een hand gaan nie. Dis die gevaarlikste ding as geld net deur een hand gaan. Daar moet twee mense wees wat saamtel sodat hulle raak hulle eie getuies. So as ons nou na al die goeders kyk wat in 'n verbond is. En ons gaan so 'n bietjie en ons lees gou Deuteronomium 1. Ons gaan die eerste 5 verse daar lees, vanaf vers 1 tot vers 5 van Deuteronomium 1. En dit is mos nou maar die boek wat ons gaan behandel in hierdie kursus. En daar staan geskrywe: Dit is die woorde waarmee Moses die hele Israel toegespreek het, oos van Jordaan, in die woestyn, in die vlakte teenoor Sif, teenoor Paran en Tofel en Laban en Haserot en Disahab. 11 dae is die pad van Horeb af na die gebergte Seir toe, tot by Kades Barnea. En in die 40ste jaar, in die 11de maand, op die eerste van die maand, het Moses met die kinders van Israel gespreek, net soos die Here ten opsigte van hulle aan hom bevel gegee het, nadat hy Sihon, die koning van die Amorite, wat in Hesbon gewoon het, en Og, die koning van Basan, wat in Astarot gewoon het, in Edrei verslaan het. Oos van die Jordaan in die land Moab, het Moses onderneem om hierdie wet te verklaar deur te sê. Tot sover. So nou vra ek vir ons gou die vraag. As dit die inleiding is van 'n vredesverbond, is daar 'n tyd wanneer hierdie ding plaasgevind het? Is daar vir ons 'n tyd gegee in hierdie eerste 5 verse? Soos 'n datum. Ja, vers 3, en in die 40ste jaar, dit gee vir jou jaartal, in die 11de maand, dit gee vir jou 'n maand, en op die eerste dag, so dit was die eerste van die 11de, in die 40ste jaar vandat hulle uit Egipte uitgekom het. Hy kon 'n jaartal gegee het ook, maar hulle tel hom van punte af. Daar is 'n fisiese tyd wanneer dit gebeur.
noem hulle die plek waar hulle nou huidiglik gestaan het? So hulle noem 'n plek. En noem hulle die twee partye wat betrokke is. God en die hele volk Israel. Dis die twee partye. So hier kan ons sien by die inleiding lyk dit asof hier 'n vredesverbond dalk kan wees. Kom ons gaan kyk 'n bietjie verder. Kom ons lees gou Deuteronomium 4 vers 26 en ons kyk of ons kan sien wie gaan die getuies wees. So Deuteronomium 4 vers 26. Daar staan: Dan neem ek vandag die hemel en die aarde as getuienis teen julle, dat julle sekerlik gou die land sal vergaan waarin julle oor die Jordaan trek om dit in besit te neem. Julle sal die dae daarin nie verleng nie, maar sekerlik verdelg word. Wie is ons getuies? Hemel en die aarde. Toe ek dit die eerste keer raak lees, toe kom daai gedeelte wat die Fariseërs gesê het, maar Jesus moet sy disippels stil maak. Toe sê hy, as hulle swyg, dan sal hierdie klippe uitroep. So, wat ons nou moet in gedagte, ons kom baie keer, dan kom ons weg met sekere goed. Want niemand het ons gesien nie. Buiten die feit, want onthou, God is mos nou die een wat ons alles kan sien. Hy is die regter ook in die saak. So wanneer daar wrywing tussen ons en God is, wie gaan die getuies wees? Wie gaan hom eintlik aan sy kant staan? Die hele hemel en die hele aarde. Want as 'n klip kan praat, as 'n donkie kan praat, en as ons deur die hele Bybel gaan, daar is baie sulke voorbeelde. Dink nie dat daar 'n klip moet opstaan in die hemel. Ek sien altyd daai prentjie. As jy daar staan en sê, nee Here, ek het mos nou nie so bedoel nie, wees net bietjie genadig, en dan staan hierdie klip daar en hy sê, maar dit is wat ek gesien het toe ek 'n dag hier onder jou voete gelê het. Kom ons gaan Deuteronomium 30, net om seker te maak. Deuteronomium 30 vers 19. Daar staan dieselfde woorde weer. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. So hier bly getuies. Ons kan net ombly, Deuteronomium 31 vers 28. Laat al die oudstes van julle stamme en julle opsigters by my vergader, dat ek voor hulle ore hierdie woorde kan spreek en teen hulle die hemel en die aarde as getuienis kan neem. So as ons net 'n bietjie daarna kyk, alles wat ons baie keer spreek met mekaar, en dis nie op skrif nie. Eendag, ons moet ons verantwoordelik doen vir al ons dade en vir al ons woorde. Dan kan die hemel en die aarde kom getuig, maar dis nie wat ons daar gesê het nie. Ek kan in die hof gaan staan en ek kan dit omdraai. Ek kan nie, hoe sê ek kan die saak tol daarso. Maar ek gaan nie daarbo wegkom nie. Maak dit vir ons 'n bietjie moeilik. Dan die ander, ons kan hulle nou nie so vinnig lees nie, want dis hoofstukke op 'n slag. So die ander wat ons vorentoe nog gaan behandel in hierdie kursus, die tweede een is die historiese proloog. Dit is die eerste gedeelte van Moses, of die eerste preek van Moses. Deuteronomium 1 vers 6 tot 4 vers 49. Die tweede ene daar is die bepalings. Dit kry ons van Deuteronomium 5 af. Daai bepalings is die 10 gebooie, met al die ander insettinge en verordeninge wat daarmee saamgaan en vorentoe gaan, word tot by hoofstuk 26, word al die voordele en nadele, al die bepalings deurgegee in hierdie vredesverbond. En dan die voordele en die nagevolge is Moses se laaste preek, sy derde preek. En dit is al jou seëninge en al jou vloeke wat oor jou gaan kom.
So wat Moses eintlik kom doen het is, hy het 3 preke gevat en die verbond vir ons kom gee. Die hele boek Deuteronomium. Hierdie verbond wat ons het met God. Wat die volk daar gesluit, net voordat hulle beloofde land ingegaan het. So die vraag daar is Deuteronomium dalk 'n vredesverbond tussen mens en sy God? Is oor genoeg bewyse dat dit op dieselfde formaat is hoe hulle daai het. Hierdie selfde formaat wat Deuteronomium geskryf is, sou Abraham en Abimelech, as hulle dit sou neerskryf, presies in dieselfde formaat gehad. Want ons het nou juist, wat het gelei tot daai, want hulle wil nie striwelinge hê te mekaar oor daai roete wat daar deurloop het. Hulle ekonomiese toekoms en hulle eie veiligheid. En die spesifieke bepalings het ingekom by dinge soos daai put waaroor hulle gestry het. So nou maak 'n spesifieke bepaling oor daai put. Oor die ander putte kon ons gesê ons deel het, of hoe maak ons, maar daar is 'n spesifieke bepaling oor daai put. Die vraag wat ons vanaand vir ons elkeen self moet afvra, dit gaan vir die wat by die huis is, as jy op hierdie punt kom, ons is nou besig, as ons vorentoe gaan, om deur 'n kontrak te werk. Jy het nou kans om te draai. Jy het nou kans om te sê, ek wil nie verder gaan met die studie nie. Het gaan vir jou beter wees. Want jy gaan eendag sê, maar ek het nie geweet nie. Ek weet nie, wat noem hulle daai, as jy in die hof staan, dan sê jy, maar jy het nie geweet nie, dan sê hulle, maar dit is nie aanvaarbaar nie. Maar God gaan elkeen van ons tog oordeel, volgens wat ons weet. So jy, dis eintlik tot jou voordeel om nou te sê, ek gaan nie verder met die kursus nie. Want as jy nou verder gaan, en jy werk deur die kontrak, dan gaan jy voorwaardes en bepalings sien, wat jy dalk hierna kom. Van hulle is nie op ons van toepassing meer. Van hulle is geensins op ons van toepassing. Maar as daar nou ene is, wat jou hele lewe dalk moet kom die mekaar krap, gaan jy bereid wees om die verandering te doen. As jy wel besluit om verder te gaan, dan gaan jy die reg verbeer om te sê, ek het nie geweet nie. So jy lê dit neer nou. As jy oorgaan na module 2 toe, dan is jy so half vas. Jy verbind jou nou indirek om dan te doen wat God van jou vra. En ek gaan nie van ons almal dieselfde vra nie. Ons het gepraat oor vrede, want hierdie is mos nou 'n vredesverbond. En elkeen het sy gedeelte ingestuur van hoe sou jy vrede beskryf. En vrede volgens die skrif en hoe die woord gebruik word, Shalom, vrede, beteken die volgenes. Dit beteken vrede, dit beteken volledigheid, 'n completeness. Ons is baie keer veral as 'n liefdesverhouding skeefloop, dan sê ons is stikkend, ons is gebroken, afsterwe, ons is stikkend, ons is gebroken. Want hierdie heelheid wat ons gehad het, is ewe skielik aanvaarding. Wanneer jy gelukkig is, dan sal hierdie volkomheid, die geheel prentjie is daar. Dis vrede. Jy kan nie vrede hê in die huwelik op 'n paar van die terreine in jou huwelik hê. As jy werklik vrede in jou huwelik wil hê, moet dit 'n volledige vrede in die hele huwelik wees. Dit is welsyn, jou welstand. Dis als vrede, dit moet goed wees. Jy het nie regtig vrede as jou welstand en jou welsyn nie
moet sê goed is nie, maar aanvaarbaar is. Leefbaar is die woord. Veiligheid. Dis gewoonlik waar dit inkom. Ons sê ek het nie vrede wanneer my veiligheid bedreig word. As jy vanaand moet gaan lê en jy weet die kans is goed dat iemand sommer by jou huis gaan inbreek vanaand, want jy voel nie veilig nie, is jou vrede op weg. Voorspoed. Ek kan nou wel so half sê hoop, wanneer jou hoop ook daarmee is, want jy het nie meer voorspoed nie. So as jou hoop ook begin weggooi, dan begin jou vrede ook weggooi. Dis al hierdie goed wat God dan vir jou gaan inbring. Veiligheid. Om te kan gaan slaap, sonder om enigstens te vrees. Gelukkig, vriendelikheid, gesondheid. Ons weet dat wanneer jou gesondheid van so 'n aard is, dan van so 'n aard dat jy vir jou eie lewe vrees, dan het jy nie vrede nie. In die begin. Meeste van ons gaan kry ons vrede wanneer ons op 'n sterfbed lê. Wanneer ons die realiteit nou in die oë kyk en ons sê maar okay, nou moet ek uitpraat of ek moet vrede maak tussen die persone waar daar haat is, maar nou moet ek iewers skielik begin en dinge doen. Waar as my gesondheid daar was, het ek nie veel geworry daaroor. So kom ons kyk gou 'n bietjie waar staan ons nou. Want het is maklik om te sê, ja, ek gaan vorentoe. Hoekom wil God dan nou vanaand met jou 'n vredesverbond kom sluit? Ek is dan bekeer, ek is dan 'n Christen. Hoekom is hierdie verbond nodig? En as ons gaan lees gou in Genesis 6. Genesis 6 is 'n boek wat ons verlede jaar behandel het, voor verlede jaar. Dis een van my gunsteling hoofstukke. Omdat daar baie verskuil is in hierdie gedeelte. Maar ons lees net gou daar vers 5 tot 7. Dit is, laat ek net gou kan sê, dit is waar Noag nog lewe. En God gaan nou kom en bietjie kyk wat gaan op die aarde aan. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was, het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en al die voëls van die hemel, want ek berou my dat ek hulle gemaak het. As enige een van ons dink, ons het die reg om vanaand eers hier te kan sit. As enige een van ons dink, ons het die reg om vanaand ons oë te kon toemaak en praat met God. Omdat ons op een of ander gronde geregtig sou, of dit behoort so te wees, of watter redenasie ook al gaan gebruik, kan ek vanaand vir jou sê, dis genade dat die Here ons nog nie weggevee het voor sy aangesig het. Ons loop hier buite rond, en ons dink, dis die sondaars daar buite. Ons is alright. Hier wil die Here sy totale skepping net wegvee voor sy aangesig. Wat doen hy toe? Kom ons kyk gewoon in Genesis 9. Het die Here almal vernietig? Al die diere, al die voëls, al die mense? Hy het nie. Dis wat hy gesê het hy wil doen. En hy kom in vers 11 tot 17 van Genesis 9. En toe Noag moes nou uitklim uit die ark uit. Toe sê hy, en ek rig my verbond met jou op. Hier kom God en hy kom rig 'n verbond op met Noag. En hy sê dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie.
Die Here kom net na Noag toe en hy sê, ek, God die skepper, kom na jou toe en ek maak jou 'n belofte. Ek sal nooit weer die mense uitwis met water nie. Belangrik, hy het nie gesê hy gaan nie mens nooit uitwis nie, hy het net gesê hy gaan hom nie uitwis met water nie. Hy is nie kom vra vir Noag om te sê, maar as julle dit en dit en dit doen nie, God het net van sy kant af gekom en gesê, gaan julle nie meer uitwis met water. Dis 'n eensydige verbond, daar is nie eers 'n verwagting van ons kant af nie. En God het gesê, dit is die teken van die verbond wat ek met julle sluit tussen my en julle, en al die lewende wesens wat by julle is, vir ewige geslagte. My boog gee ek in die wolke, dit sal 'n teken wees van my verbond tussen my en die aarde. So God het 'n verbond nie net met die mens gesluit nie, maar met die totale aarde, want hy het dit gesluit met die diere ook. Alle lewende wesens. Hy het gekom en gesê, hier is my verbond. En ek gaan gou by vers 16. As die boog dan in die wolke staan, dis mos nou die reënboog. So elke keer wanneer daar waters is, reën kom, dan sien ons mos altyd hierdie reënboog. So wanneer God hierdie reënboog sien, nie wanneer ons dit sien, wanneer God hierdie reënboog sien, sal ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens en alle vlees wat op die aarde is. So God het hierdie reënboog daar gesit om hom te herinner aan wat hy hier gesê het. As jy die reënboog die dag daar is, om hom te keer wat hy optree soos wat hy wil, dat ons hier. Exodus 32. En ons lees daar vanaf die 9de vers. Verder, Exodus 32 vers 9, verder het die Here vir Moses gesê, ek het hierdie volk gesien, en kyk, dit is 'n hardnekkige volk. Laat my dan nou begaan, dat my toorn teen hulle ontvlam en ek hulle verteer, dan sal ek jou tot 'n groot nasie maak. En dan gaan Moses en hy sê, Here, waarom, o Here, sou u toorn ontvlam teen die volk wat u met grote krag en met 'n sterke hand uit Egipte land uitgelei het? En Moses begin en hy pleit by die Here om nie te doen wat hy wil doen nie. Waarom sou die Egiptenaars spreek en sê, nou hy kom nou na die Here toe en hy sê, maar Here, dis wat die mense gaan sê, as jy nou doen wat jy wil doen. Hy wil nie al die mense uitwis, hy wil net hierdie volk uitwis. Hierdie volk wat hy nou net uitgered het uit Egipte. In kwaadwilligheid het hy, wat God is, hulle uitgelei om hulle in die berge om te bring en hulle van die aardbodem af te vernietig. Wend jy af van die gloed van die toorn en laat dit berou oor die onheil van die volk. Gedenk aan Abraham, Isak en Israel, u knegte, vir wie u by uself gesweer het en aan wie u gesê het, ek sal julle nageslagte vermenigvuldig soos die sterre van die hemel, en hierdie hele land waarvan ek gespreek het, sal ek aan julle nageslag gee, dat hulle dit vir ewig kan beerwe. So hier kom Moses en hy sê vir die Here, maar daar is 3 mense vir wie jy belofte gemaak het. Dit wat u nou wil doen, gaan u daardie belofte verbreek, want u het gesê hulle sal vermeerder en vermenigvuldig soos die sterre. En nou wil u hulle vernietig, verdelg voor sy aangesig. Sonder 'n vredesverbond, sonder hierdie verbond wat hy met Abraham, Isak en Jakob gesluit het, sou daar nie 'n volk Israel gewees het. Sonder hierdie verbond wat hy met Noag gesluit het, sou daar seker nie geen lewende wese meer gewees het. En in Genesis 22 vers 15 tot 18 is waar God dan daardie belofte aan Abraham gemaak het, wat Moses nou kom ophaal. So hierdie kontrak wat jy nou gaan deurwerk vorentoe, kan jy ook gebruik
in tye wanneer God kwaad is vir jou. Om te sê, maar dit is wat U ook beloof het. Kom ons gaan na Numeri 25 toe. Want ons het nou al gelees, God het nou al met die hele aarde 'n verbond gesluit. God het nou al met 'n nasie 'n verbond gesluit, maar dit nie met Abraham, met Abraham as 'n nasie 'n verbond gesluit. Sluit jy verbonde ook met enkelpersone. Soos ons by Numeri 25 gaan lees, as ek net kan omblaai. En ons lees daar vanaf vers 10. Toe het die Here met Moses gespreek en gesê, Pinias, die seun van Eleazar, die seun van die priester Aaron, het my grimmigheid van die kinders van Israel afgewend, deurdat hy my ywer onder hulle geywer het, sodat ek die kinders van Israel in my ywer nie verteer het nie. God wou op daardie oomblik weer eens die hele volk Israel verteer, vernietig, verdelg, uitwis voor sy aangesig. En Pinias se optrede het gemaak dat God bedaar het. Pinias het namens God opgetree. En God het gekalmeer. Daarom spreek, kyk, ek sluit met hom 'n vredesverbond. En dit sal vir hom en sy nageslag na hom die verbond van ewige priesterskap wees, omdat hy vir sy God geywer het en versoening vir die kinders van Israel gedoen het. So God kom met Pinias en hy sluit met hom 'n vredesverbond vir altyd. So wat ons moet gaan kyk is, Deuteronomium, is dit jou vredesverbond met God? Is dit jou persoonlike verbond? Dit is wel 'n verbond op daardie stadium met die hele volk Israel. Maar soos ons deurwerk, neem in ag, dit kan dan 'n kontrak met my persoonlik wees. So nou los ek julle weer met die vraag. En dit is nie 'n vraag wat julle vir my moet antwoord nie. Dit is 'n vraag wat jy vir jouself moet antwoord. Is jy gereed om verder te gaan? Klaagliedere 5 staan daar, vers 21. Bekeer ons tot U en ons sal ons bekeer. Dis nie, ons het hierdie idee, wat ek sien in ons gemeenskappe, dat dis ek wat tot bekering gekom het. Dis ek wat my hart vir die Here gegee het. Asof ek op 'n dag opgestaan het en daardie besluit gemaak het. Niemand. Daar staan in Genesis 6 staan daar, die versinsels van ons hart is altyd deur sleg. Niemand van ons staan eendag op en sê, ek wil nou hierdie God begin dien nie. God het gekom en het jou nader getrek. Party van ons moet eers deur beproewings gaan. Ons moet ons gesondheid amper verloor. En dan kom ons en ons sê, nou wil ek die Here dien. En dan het ons hierdie trots af om te sê, maar ek het die Here gekies. Dis die Here wat jou kom nader trek het. God is altyd die een. God het heeltyd gekom. Hy kom met die vredesverbond. Nie een van ons het gegaan en sê, Here, kan ons 'n verbond met U sluit nie. Kan ons vrede bewerk tussen ons nie. God kom na jou toe en hy sê, hier is my verbond met jou. So toe jy die advertensie gesien het, en jy het besluit jy wil inskakel by hierdie studie, dit is waar God jou geroep het. Nou is dit in jou hande. Gaan jy verder. En as jou antwoord ja is, dan sien ons mekaar volgende week. As dit nee is, dalk sien ons jou oor 'n jaar.
Is daar enige vrae, enige kommentaar tot sover voordat ons oorgaan na die huiswerk toe? Almal nog reg? Tevrede? Hierdie die een opdragie wat die ons gegee dat ons moes op onsself Agterin skryf. agterin geskryf het, ja, en ek hoor na wat toe verder gaan. Jy sit met hierdie wat jy nog nie in vrede regtig is nie. En jy bid ook maar na tot die Here, dat die Here jou hart op hierdie ding verander of iets, en soms is dit baie moeilik, jy dink jy het dit, maar dan gebeur dan net iets of iets herinner jou daaraan. En dis waar mense ook jouself aanweet, maar die vrede is nog nie heeltemal. So, ek sal nie sê dis 'n vraagie, maar heeltemal daai vrede sien jy iets wat jy moet oorkom. Ek weet, ons almal weet dat ons aangeskryf word, maar Jesus is besig om 'n kontrak te wil sluit met die Here, en maar hierdie is nog nie wat die regte daar geoorkom het, of dat jy nog heeltemal die vrede het. So as ek sal nie sê, ek gaan nie aangaan met dit, maar ek dink die Here is besig om daai vrede in my in te bewerkstellig. Ek sien al die resultate, ek sien al dat is nie dat jy wat die vrede kan bring. Ek het probeer, alles al geprobeer, maar ek het geweet die Here kan die vrede gee, maar ek het net nou besef terwyl ek daarmee besig is dat God werk, maar soos ek kan sê, dis nog nie heeltemal dat daar is, maar die Here werk in daai area van my lewe om dat ek sê, ek weet nie wanneer ek gaan ervaar heeltemal vrede nie, maar soos ek sê, baie dinge laat my veel terugdink of as iets opkom op dit waar jy nog nie heeltemal vrede in jou lewe het en so nie. Maar ek dank die Here dat daar 'n begin is, en ek weet ek gaan nie volkome gaan ek my daai vrede gee. So ek is bereid om daai ooreenkoms, daai kontrak met hom aan te gaan, ja, deur te werk. Daar is 'n tyd, daar is 'n datum, so daai tyd en datum sal in my lewe opkom. Ja. Dan wil sê, want ek is regtig jammer. Ek sien hier's 'n hele paar e-mails op my foon van die Bybelstudie. En ek het nergens kommentaar gelewer. Ek weet nie hoe ek dat, ja, ek het net die kommentaar lewer by die net dankie sê vir goedjies wat u stuur van die groep. Soos as iemand gekom het, geluk jy dit ja, sien. Daai tipe e-pos is nie ek persoonlik wat dit stuur nie. Soos wat jy 'n lesing klaar maak, stuur die app wat ons het, stuur outomaties vir jou daai e-posse. So dis nie noodwendig ek persoonlik wat nou gaan sit en dit stuur nie, maar elke keer wanneer jy iets bereik, ek kry 'n e-pos, ek kry 'n notification op die app ook, elke keer as iemand aansteek, elke keer as iemand 'n kursus voltooi het. Ek kan heeltyd ook gaan kyk, so julle hoef nie op daai e-posse te reageer nie. Maar daar is wel plek waar julle op die lesings julle comments kan sit. As jy afscroll tot onder, dan kan jy daar comment intik as jy iets wil intik daar. Dan is dit. So kan ons gou oorgaan na die huiswerk dan vir die week. Is baie lekker huiswerk. Dit behoort julle 10 sekondes te vat. By taak 4 gaan jy skryf jou antwoorde neer en stuur dit in. Nee, nie so hastig. Is dit te hastig? Ek het
Kom ons gee gou 'n kansie dat dit almal lekker uitkom. Daar is weer twee afdelings, 'n A en 'n B. Eerste ene daarso is 'n vraagie, hoe lank was Moses? En ek het vir jou 'n leidraad gegee. Tweede ene is hoeveel dae was Noag in die vis se maag gewees? En die derde ene is hoeveel klippies het Daniël opgetel en vir Goliat te verslaan? En Daniel. So skryf asseblief vir my die antwoorde. En dan het ons 'n afdeling B. En B is weer persoonlike tyd. So iewers in die week wil ek graag hê maak 'n afspraak met die Here. Ons is baie keer geneig om sommer net ons gaan nou begin bid wanneer dit ons pas. Hierdie taak is gemaak 'n afspraak. So wanneer ons 'n afspraak maak, het moet ons dan nou so half, maar wanneer het jy ook tyd? Dat ons gou by mekaar kan kom die koffie drink. En dan moet jy sorg dat jy daai tydjie wat jy nou op besluit oophou. Want ek kan julle beloof, dinge gaan op die nippertjie skeefloop dat jy nie by daai punt uitkom nie. Ja. So maak dit vas. As jy dis nie noodwendig dat jy nou vandag moet sê maar oor 3 dae nie. As God vir jou sê ek het nou tyd, dan moet jy moet nou instem as dit vir jou ook gemaklik is. So gaan maak 'n afspraak met die Here. En dan skep jy vir jou 'n uur iewers in die week waar jy daai afspraak gaan maak, waar jy alleen een kant weg van enige steurnis af met God kan gesels. Vir my was dit nog altyd die lekkerste om uit te stap in die veld. En ek het geen steurnisse om my nie. Jy hoor beter, jy kan stiller raak. Ek sê nie elkeen moet dit doen nie. Maar dit is 'n probleem wat ek het in ons klein hophuisies. Jy kan nie stilte tyd hou nie. Jy kan nie hardop bid, want baie keer as jy veral vir huismense wil bid, dan wil jy nie altyd hê hulle moet hoor wat jy nou bid nie. Jy kan nie altyd in stilte skrif lees nie, want daar's altyd hierdie goed om jou. Al trek jy nie heeltemal jou aandag weg nie, dit keer jou om heeltemal te kan afsluit. So vat 'n uur en kyk of jy iewers alleen kan kom. Al wat jy dan doen is, praat jou hart uit. Daar is nie 'n tema nie, daar is nie waaroor jy moet praat nie, daar is nie hoe jy moet praat nie, praat met jou hart uit. Sien dit as 'n afspraak waar jy gaan en sê, Here, een kant van alles, ek kom praat. En wanneer ons 'n afspraak maak en 2 persone kom by mekaar, praat meer as 1 persoon. So jy moet nie vir 'n uur lank net praat nie. Dan moet jy wees wanneer jy gaan stil sit en probeer hoor, wil God iets vir jou sê. Dit is nie noodwendig dat hy iets moet sê nie. Maar dalk is daar terwyl jy praat net 'n gedagtegang wat verander. Dit is al wat die Here hoef te doen in daai hele uur. Net een gedagtegang te verander. En jy hoef niks neer te skryf nie. As jy wil, as dit vir jou 'n besonderse ervaring is, skryf dit ook agter in die boek. Laat jy vorentoe dalk, as jy deur moeilike tye gaan lees net. En dis al huiswerk vir die week. Volgende week begin ons by module 2 en dan gaan die huiswerk ook baie meer leeswerk hê. So ons gaan dit nou 'n bietjie begin optel. Ons gaan al hoe vinniger begin gaan. Almal het nou gemaklik geraak, ons almal kom mooi reg. So ons hoef nie nou meer so baie tyd stil te laat staan by goedjies wat ons hoef te wys en te doen nie. Nou kan ons al hoe vinniger gaan. Kom ons sluit af met 'n gebed.
Vader, ons kom vanaand en ons erken, U het die reg om ons hier waar ons sit met vuur te verteer, die aarde te laat oopgaan om ons in te sluk, ons net eenvoudig ons asem uit ons uit te laat haal en ons lewe tot 'n einde te bring. En U gaan reg wees as U dit doen, want dit is wat ons verdien. Dit is hoe dit moet wees. Maar U is nie net 'n genadige God nie, U is hierdie God wat kom en vir ons wil vrede bring. En dis my beroep vanaand, Here my God, dat ons wat hier sit, en elkeen wat die kursus doen, en hulle huisgesinne, en hulle nageslagte, 'n verbond by U sal ontvang, 'n vredesverbond, dat ons vorentoe, wat vol vrede is, 'n voorbeeld kan wees vir hierdie hele dorpie buite, waar ons ook al is, wie ook al waar hierdie kursus doen, daar wat jy is, dat God jou daar sal gebruik, om 'n voorbeeld te wees van hierdie vrede wat hy kan gee, as ons nader tot hom. Vader, ek vra vir insig, ek vra vir wysheid en ek vra vir kennis. Want so baie van ons gaan sê, ek dink nie ek is slim genoeg nie. Ek dink nie ek weet genoeg. Ek dink ek ken die Bybel goed genoeg om hierdie kursus dalk verder te doen nie. Maar soos wat my Jesus gesê het, ons nie word soos kinders nie. Die kinders wat daar om hom is nie. En vir kinders is alles eenvoudig, alles is maklik, alles is verstaanbaar. Dan kan ek daarop roem dat U vir ons hierdie kursus net so maklik, net so eenvoudig sal maak, maar met al U kennis en al U wysheid en al U liefde en insig wat U oor ons sal uitstort. Sien ons aan, Here my God, in ons swakheid. En ons kom loof en prys U dat U ons uitgekies het om te begin met hierdie kursus. En dat ons hierdie kursus sal uitdra na almal daar buite. Dat almal kan smaak dat U vrede goed is. Laat U naam geheilig word in elkeen van ons huise en in elkeen van ons dorpe tot in alle ewigheid. Amen.